Goed, kom ons maak dit ons harte stil voor ons by die woord uitkom. Vader, baie dankie dat ons ook net in oomblikke soos hierdie ons harte vir 'n oomblik jy kan stil maak, sodat ons die stem kan hoor. Jy wil met ons praat uit die woord, jy wil ons bedien met 'n woord wat ons kan stig, ons kan opbou, iets wat ons kan teregwys of kan vermaan, en ons wil ons harte oopstel vir die werking van die Heilige Gees in ons harte, sodat uiteindelik u naam verheerlik kan word. Nie net deur die woord wat ons bedien nie, maar ook ons gesindheid, ons reaksie op u woord. Want het kan so maklik gebeur, Vader, dat ons u woord hoor en het gereeld hoor. En ons sien onsself en ons vergeet, ons verontagsaam dit wat u vir ons gesê het. En dan stagneer ons in ons geestelike lewens, ons staan stil, ons gaan selfs agteruit. Maar Here, u woord sê ook vir ons as ons luister na u woord en doen wat u vir ons sê, dat ons sal groei en sal toeneem in kennis en ervaring van ons Here Jesus. Dankie Here vir u instaatstelling vanmôre, om ook hierdie woord te kan oordra op 'n wyse dat elkeen kan verstaan, ter harte neem en u verheerlik sal word. Al die lof en die eer kom u toe in Jesus se naam. Amen. Goed, ons gaan daai gedeelte lees, wat jy daar op die bord sien, dis Johannes hoofstuk 16, vers 7 tot 15, ons die afgelope week so vir 'n paar boodskappe stil gestaan, terwyl dit ook dan Pinkstergeleentheid was, met die gesels oor die kat en hond teologie, dat baie mense se harte is soos katte, dit gaan alles oor hulle self, wat ek kan kry, en hoe ek dinge wil beleef, hoe ek dinge wil doen, en die Here moet daar wees vir my, en as hy nie daar is vir my nie, dan is ek sommer teleurgesteld in hom, terwyl aan die ander kant ons 'n gesindheid behoort te hê van ons is daar ter wille van die Here. En ons is in sy diens, ons is daar om sy koninkryk te bevorder, ons is daar om sy naam te verheerlik. En dit gaan nie, die slotsom wat ons bygekom het is, it's not about me, it's about him. So hierdie gedeelte is seker vir my een van die mees belangrike gedeeltes wanneer dit kom oor die werk van die Heilige Gees, wat ons dan ook vanmôre by hierdie geleentheid wat die Pinkstersondag is bekend staan, dan ook herdenk. Ons gaan lees van so vers 7 af, Johannes 16 van vers 7. Maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Verwysing natuurlik hier na die Heilige Gees wat sou kom. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. En dan kwalifiseer Jesus daardie 3 dinge wat hy gesê het. Hy sê van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. En van geregtigheid, omdat ek na die Vader gaan, julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nie nou dra nie. En dis dinge wat die Heilige Gees vir hulle met die tyd ook sou geleer het, hy sou vir hulle in die volle waarheid inlei, maar op daai stadium is dit amper asof Jesus vir hulle gesê het, wat ek nou vir julle geleer het en wat ek vir julle gewys het, is voldoende. Die Heilige Gees sal julle verder vat. Ek is klaar met dit wat ek vir julle moes gesê het, en wat julle moes geleer het, maar wanneer hy gekom het, presies wat ek nou sê, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. En dan vers 14, ontsettend belangrik, hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem wat aan my behoort en aan julle verkondig. Groot waarheid daar, en dan sê alles wat die Vader het, is myne. Daarom het ek gesê dat hy dit sal neem uit dit wat aan my behoort en aan julle verkondig. En ons wil vanmôre 'n bietjie ook gesels oor daardie gedagte, wat is dit wat aan Jesus behoort het? Wat die Heilige Gees nou aan die kerk kom verkondig en kom leer en 'n werklikheid kom maak. Dit is baie belangrik dat ons daarna kyk en verstaan wat dit is. So ons gesels met u ook dan vanmôre onder 'n groter tema oor die gemeenskap van die Heilige Gees. Pinkster het ons vir die laaste Sondag ook net so vinnig genoem, is waar ons die vervulling van 'n belofte dan herdenk. Belofte wat al reeds in Levitikus 23 ook ontstaan het met die 7 feeste wat Israel gehad het. Eerste 3 feeste met Paasfees herdenk en die laaste 3 feeste gaan herdenk word of vervul word met die wederkoms van Jesus, met die wegraping en al daai dinge, die groot verdrukking en wat daarmee saamgaan. Maar in die middel van hierdie
3 feestydde, is daar ene gewees in die middel hier tyd van die jaar, wat genoem was ook dan die fees van die weke. En dit is wat dan 7 weke na Jesus se opstanding vervul is. En dan om presies te wees 50 dae, op die 50ste dag na dit is Jesus se belofte vervul en die Heilige Gees op 'n nuwe manier begin werk. Het hy gekom en is hy uitgestort, dus gebruik uit die uitdrukking, is die Heilige Gees uitgestort op aarde. Nou, mens kan baie maklik die wanpersepsie ook hê, dat die Heilige Gees het daar gearriveer, en hy was nog nooit daar gewees, en dis nie waar nie. Die Heilige Gees is God, en hy is net soveel God as wat God die Vader en wat Jesus is. Hulle is ewig. Maar elkeen van hulle het 'n openbaringsplek in die geskiedenis van die mens. Vader het homself openbaar, en toe het Jesus hom openbaar, en toe het Heilige Gees hom openbaar. Maar hulle is al die tyd daar gewees, maar hulle het elkeen net gewag vir hulle tyd, wat hulle self sou kom openbaar. So wat met Pinkster gebeur het, is nie dat die Heilige Gees nou ewe skielik op die toneel verskyn het, hy was altyd daar. Maar hy het op 'n ander manier gewerk in die Ou Testament. En ek het laasst nog ook vir julle genoem, en ek wil dit net weer herhaal, dat in die Ou Testament kan ons die Heilige Gees se werking interpreteer as soos die reendruppels wat geval het. Dit het so van plek tot plek het gebeur, die Heilige Gees het net oor mense gekom, en dat hulle geprofeteer, en as hulle geprofeteer het, dan die Heilige Gees het hy verder gegaan. So ons gebruik die uitdrukking sporadies en incidenteel, maar die woorde van plek tot plek en van incident tot incident. Dis hoe die Heilige Gees in die Ou Testament gewerk het, maar hy was daar. As jy kyk na Psalm 51, daar het Dawid onder andere gebid, nadat hy gesondig het hy gesê, neem die Heilige Gees nie van my weg nie. Hoekom? Hoekom het hy daai bekommernis gehad? Want die Heilige Gees het niemand in die Ou Testament verseël nie. Die Heilige Gees het niemand bewoon in die Ou Testament nie. Hy het mense toegerus vir 'n sekere saak, en dis dit. Maar in die Nuwe Testament het die Heilige Gees kom woning maak in die mens. En dis wat gebeur het van Pinksterdag af. Dat die Heilige Gees op 'n manier gekom het, en Jesus in ons lewens wil kom werklikheid maak. Hy het gekom om nuwe lewe vir ons te gee, die Christuslewe, en hy dit kom versier in ons lewe, en hy kom bekragtig ons, sodat ons soos Jesus kan lewe. Dis die nuwe manier. Nou praat hy van uitstort. So die Heilige Gees wat nou gekom het, is strome van lewende water. Dis 'n oorvloed dat hy kom. Hy's nie beperk nie. Dis nie meer net sporadies en incidenteel nie. Dis 'n volle werking van die Heilige Gees wat gearriveer het, wat begin het van daai oomblik af, maar ons kan so maklik die werk van die Heilige Gees daar misverstaan. En dis wat baie kerke ook ongelukkig in die strik trap. En dat dit in hulle kerk of in kerke gaan oor die Heilige Gees. En dit was nooit sy doel nie. Nêrens sal jy dit kry in die woord van die Here dat God sê ons moet die Heilige Gees verheerlik nie. Ons moet hom eer, verseker, ja. Maar om hom voorop te stel is nie waaroor dit gaan nie. Hy moet wel geleentheid hê om wat te doen, om Jesus te verheerlik. En dis belangrik. Anders kan ons weer eens in die strik trap van hierdie kat en hond teologie, dat die Heilige Gees is daar vir my, om my 'n lekker feeling te gee, om my te laat rejoice, om my te laat sekere dinge doen. En dit gaan nie daaroor nie, dit gaan om Jesus in en deur my lewe te verheerlik, dat mense hom in ons lewens sal sien, en dat dit mense sal trek na hom toe. En dis iets wat baie min kinders van die Here al geleer het, ontdek het. Die belofte is daar. In Johannes 7 vers 37 en 38 het Jesus op een van die groot feeste het hy opgestaan en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Strome van lewende water sal uit sy binneste vloei, sê Jesus. En nou kom hy by vers 38 en dan sê hy, en dit het hy gesê van die wat die Heilige Gees sou ontvang, wat in hom sou glo. Want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Maar ook toe Jesus verheerlik word, waar? Met sy hemelvaart, en hy gaan sit aan die regterhand van God, toe verheerlik Vader hom, as voltooid in sy werk, afgaande in wat hy moes kom doen het, en Vader verheerlik hom, en toe hy verheerlik word, toe stuur hy die Heilige Gees. Die ander een in my plek, wat my bediening sal voortsit. So die Heilige Gees was waar nog nie, in die wêreld of hier? Hier. Strome van lewende water kon nog uit niemand vloei nie, want die Heilige Gees het nog niemand bewoon nie. En
Die oomblik toe Jesus verheerlik word en hy stuur die Heilige Gees. En mense wat gered is, ontvang die Heilige Gees. Hulle word gedoop deur die Heilige Gees. Wat gebeur? Nou word my lewe 'n fontein. Van wat? Van lewende water. En wie is die lewende water? Jesus. Nou kan my lewe Jesus begin verheerlik. Want ek het die Heilige Gees ontvang wat Jesus wil verheerlik en gaan verheerlik. As jou lewe nie Jesus verheerlik nie, dan het jy of nog nie die Heilige Gees ontvang nie, of jy het hom bedroef in jou lewe dat hy dit nie meer kan doen nie. En dan beteken dit ek moet voor die Here gaan buig en my sonde bely voor die Here en regmaak met hom. En hom vertrou om my opnuut te vul met sy Gees, sodat dit kan voortgesit word. En dis wat baie kinders van die Here vassteek. En ons slaan baie keer 'n lewe in van, ag, ek gaan daarom nog kerk toe, en ek lees nog my Bybel, en ek doen nog dit, en ek doen nog dat, ek is daarom nog nie van die pad af nie. Maar as jy nie in 'n verhouding is met die Here, gemeenskap met die Heilige Gees ervaar, in my lewe Jesus verheerlik nie, is jy buite die wil van God. Met al die goeie dinge en al wat jy dalk doen. Ontsettend belangrik. Hierdie bedeling van die Heilige Gees moet ons verstaan. In hierdie tydperk wat ons nou in lewe word staan bekend as die Heilige Gees dispensasie. Nou ek weet in ons Bybel staan dit, as jy nou gaan omblaai, die einde van Johannes kom en jy kom by Handelinge, dan staan daar heel bo aan hoofstuk 1 voor die begin by Handelinge, dan staan daar die handelinge van die heilige apostels deur Lukas beskrywe. Dit is aangebring deur die vertalers. Dis nie oorspronklike nie. Die boek Handelinge is eintlik die handelinge van die Heilige Gees deur die apostels. Die klem moet lê daar, wat hy gedoen het, was om Jesus deur hulle bediening te verheerlik. Om aan die wêreld te verkondig wie Jesus is. En dat Jesus mense kan red. Dis eintlik waaroor hierdie dispensasie gaan. So die gevaar wat ons loop, is om die werk van die Heilige Gees te misken, en die onkunde wat dikwels bestaan onder kinders van God oor hom, wie hy is as persoon en die rol wat hy speel. En ek dink as mens vanmôre so ver kon gegaan het, en ek moes vir jy gevra het, elkeen van jy 'n stukkie papier gegee het, en gesê het, skryf vir my wat jy weet, skryf my wat jy verstaan, skryf my wat jy beleef van die Heilige Gees in jou lewe, dan wonder ek, hoeveel se papiertjies sou dalk leeg gewees het. En ek judge nie vanmôre vir julle nie. Ek vra 'n vraag wat ons onsself moet beoordeel. In watter mate ken u die Heilige Gees? In watter mate ervaar u, beleef u die bediening, die gemeenskap van die Heilige Gees in u lewe? Want dit is wat van jou en my 'n Christen maak. Want wat beteken die naam Christen? Iemand wat kerk toe gaan, iemand wat in 'n Christelike geloof behoort, iemand wat die Bybel lees, iemand wat glo in Jesus. Nee. Ja, Christen doen daai dinge. Maar die naam Christen is afgelei van die woordjie Christus. En Christus beteken gesalfde. Toegerus met die Heilige Gees. En dis wat van jou en my 'n Christen maak, as ek die salwing van die Heilige Gees in my lewe ervaar. Wanneer ek sy teenwoordigheid, gemeenskap met die Heilige Gees ervaar, dan is ek 'n Christen in die ware sin van die woord. Anders is jy 'n nominale Christen, net 'n naam. En dis waar ons kerke van vol sit beteken. En moet bygesê ook, ons kerke loop leeg, want daai mense is besig om te gaan. Ek sê nie almal wat vanmôre hier sit is vervuld met die Gees van God, jy moet my ook nie verkeerd verstaan wat dit betref nie. Ek sou so graag dit wil glo. Maar ek weet ook, ek is nie so naïef om te glo dat almal wat vanmôre hier sit is Gees vervuld nie. Almal wat hier sit is Christen in die ware sin van die woord nie. Maar het is belangrik dat ek en jy onsself ondersoek in hierdie tyd. Want ons leef in 'n tyd wat ons erkenning gee aan die werk van die Heilige Gees, die gemeenskap van die Heilige Gees. Elke Sondag, as ons klaar is met die diens, dan sê ons mos daar die woorde. Dit word nou al so rympie en ek wonder hoeveel hoor dit nog. Maar ek bedoel dit nog, ek wil net vir dit by sê, hoor. Maar as ons klaar is, dan sê ons hierdie woorde, daar in 2 Korintiërs 13 vers 13, en sê, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met die elkeen. Die hele gewete staan in die Bybel. Hoop so.
2 Korintiërs 13 vers 13, nou weet julle, dit staan in die Bybel ook, nee. So is nie net iets wat 'n rympie wat ons opsê, wat ons geleer het op kweekskool, en nou moet ons dit met ons diens mee afsluit en sê, okay, nou is ons klaar, okay, nou kan ons huis toe gaan, en so alles, daar gaan julle. Dis nie wat ons bedoel daarmee nie. Daardie woorde is Bybelse woorde waarmee Paulus die gemeente gegroet het. Die genade vir ons Here Jesus Christus, ons ken dit. Ons weet wat beteken daardie genade, dat ons deur genade alleen gered kan word. En nie ons eie verdienste nie, dat dit 'n geskenk van God is. Ons weet en ons verstaan, ons het al soveel gehoor van die liefde van God, die Vader. Dat dit juist liefde was wat hom gemotiveer het, as ek wil, gedryf het, om sy seun te gee, om aan jou en my plek te kom sterwe. Maar wie van ons ken die derde ene? Die gemeenskap van die Heilige Gees. Sonder wie jy nie as Christen genoem kan word nie, wat nog te sê, wat jy nie eens die Christelike lewe mee kan leef nie. Jy kan probeer soos jy wil. Jy gaan hier en daar dinge doen wat Christelik is. Maar dit is vlees. Net dit wat die Heilige Gees in jou kom doen, deur my en jou kom doen, gaan bly staan. Niks anders dan nie. Ons is so afhanklik van dit. Soos ons praat van die rol van die Heilige Gees, wie hy is, die rol wat hy speel in hierdie wêreld, die rol wat hy speel in die kind van God, die rol wat hy speel in die gemeente, dan is dit die rol van 'n persoon. En as kerke daar buitekant, so onder andere die Jehovah-getuies glo dat die Heilige Gees is net 'n krag wat werk. Dis God se krag wat werk. My Bybel leer vir my, hy praat van hom, hy praat van 'n hy praat van iemand wat bedroef kan word, hy praat van iemand wat ly, hy praat van iemand wat oortuig, 'n krag doen dit nie. 'n persoon doen dit. 'n persoon raak bedroef. 'n persoon is 'n werklikheid in 'n mens se lewe. En dis wie hy is. En ek het so 'n rukkie terug ook vir julle gesê, daar's niemand in hierdie ganse heelal, nie jou kinders, jou familie, of wie ook al nie, daar's niemand wat ooit nader aan jou kan leef as Heilige Gees self nie. Amen. Niks of niemand. En dis die woord parakletos wat dit beteken. Die wat geroep is to be with me, om by my te wees, langs my, in my te wees. En hy bly daar. As jy waarlik gered is, kan jy hom bedroef. Jy kan sy werking in jou lewe, kan jy deur aanhoudende sonde kan jy blus, dat jy nie meer 'n effek het nie. Maar hy sal jou nooit verlaat nie, want hy het jou gedoop, hy het jou verseël. En niemand kan dit tot niet maak nie. Dis die wonder van die Heilige Gees se getrouheid. Dis die belofte van die Vader, wat bly ons bly tot in ewigheid. So, daai 3 dinge is vir ons algemeen, die genade van ons Here Jesus Christus, daar is die teksvers, die genade is nie onbekend nie, die liefde is bewys, ons ken die gemeenskap met Heilige Gees, dit ken ons, maar hoeveel van ons kan regtig waar vanmôre met eerlikheid sê, ek het 'n verhouding met Vader, ek beleef hom op 'n sekere manier, ek het 'n verhouding met Jesus, want is God die enig, maar is tog 3 onderskeie persone, is 1, maar is tog 3, moet nie my verduidelik, vra om dit te verduidelik, want ek het kon verduidelik, dan was ek God gewees. Die Bybel leer dit vir my. En ek glo wat hy sê. Dis 3 persone. Ons het 'n verhouding met Vader. Ons praat baie keer in ons gebede. En dan beleef ons Vader. Ons praat baie keer van Jesus en met Jesus beleef hom in 'n verhouding. Maar vir ons ken regtig waar die Heilige Gees in 'n verhouding met hom. Terwyl hy die een is wat eintlik die werklikheid van God met ons is. In ons is. En ons verstaan nie sy werk nie. Ons beleef nie sy werk nie. Ons lewe baie keer as kinders van die Here, as kerk van die Here, leef ons in neerlaag. Sukkel bestaan. En ons dink dis maar hoe dit moet wees. Die Heilige Gees in volle heerskappy en seggenskap in my en jou lewe maak al die verskil. Krag tot oorwinning. Krag om Jesus te kan verheerlik. So wat verstaan ons onder gemeenskap van die Heilige Gees? Ek het daar klaar gehanteer, so kom ons skiep het. Gemeenskap van die Heilige Gees
is verseker meer as net die blote feit en die kennis wat ek het, dat hy by my is en my sal bystaan. Ek wil hê ons dit weer lees, want hierdie is belangrik. Die gemeenskap van die Heilige Gees is verseker meer as net die blote feit en die kennis wat ek het, dat hy by my is, dat hy met my is, dat hy my sal lei, sal bystaan. En baie keer sien ons hierdie benaming wat Jesus hier gebruik wanneer hy verwys na die trooster. Ons verstaan nie eens die volle betekenis van daai woordjie trooster, en ons dink dis die ene wat maar altyd wanneer ons deur 'n moeilike tydjie gaan, vir ons amper troos en vir ons sê, ag, toe ons raai, jy sal dit maak. Ek sê so erg, jy sal dit maak, ek sê help, ons sal deur dit kom. Dis vlak. Ja, hy sal daar wees vir jou en vir my by te staan, maar die woordjie trooster beteken baie meer as dit. Dis een wat by my is, om Jesus in my lewe te verheerlik. Jesus aan my te kom openbaar. Werklikheid te maak. God te werklikheid in my lewe te maak. Daai woordjie gemeenskap, wat ons in die Bybel kry, ons gebruik nie die woordjie baie nie, maar ons gebruik tog die woordjie gemeente. Nou gemeente is maar afgelei van die woordjie gemeenskap. Wat is gemeenskap? Nou die woordjie gemeenskap word in die Engels vertaal, wat baie interessant is, as jy kyk, as jy die Bybel gaan lees, en veral as jy na die Engelse vertalings ook kyk, dan word die woordjie gemeenskap, in 'n sekere konteks word dit vertaal met fellowship, en in 'n ander konteks word die woordjie gemeenskap vertaal met communion. Is daar 'n verskil? Nee. Maar ek moet iets vir u verduidelik wat daai twee woorde betref, want dit is ontsettend belangrik om die gemeenskap van die Heilige Gees te kan verstaan. Daai woordjie communion. Nou dit wat ons vanmôre ook gaan herdenk is communion. Ons het ongelukkig maar vasgeval in die tradisie van om te verwys na die geleentheid as nagmaal. Ons het nog een keer in die nag hierdie maal gehad, nee. So daar is al klaar gediskwalifiseer. Dis nie 'n nagmaal, ons dink in die oggend. Maar dis ook die oggendmaal nie. En ek dink ons moet leer, en ek weet ons het al partykeer voorgestel dat ons praat van 'n liefdesmaaltyd. Maar eintlik is dit 'n gemeenskapsmaaltyd. En dit is eintlik niks meer verkeerd om daarvan te praat as 'n gemeente ete nie. As ons verstaan wat gemeente beteken en wat hierdie ete opdui, dan is dit nie daai een keer of twee keer die jaar wat ons lekker braai, daai gemeente ete nie. Hierdie is die gemeente ete in die ware sin van die woord. Maar kom ons gaan so 'n bietjie, ons rewind so 'n bietjie. Om daai woordjie gemeenskap te kan verstaan, die woordjie koinonia word gebruik in die oorspronklike, in die Grieks. En daai woordjie koinonia beteken in sy eerste vernaamsbetekenis om 'n deelgenoot van iets te wees. Maar daar's 'n ander teksvers in die Bybel wat vir my die woordjie koinonia, communion, gemeenskap baie mooi vertaal. En dit is interessant dat die Bybel partykeer so beeld gebruik in 'n negatiewe konteks, sodat ons die positiewe konteks kan beter verstaan. Nou kom ek wat julle sin toe gou. In 2 Korintiërs 6, vers 14, ek wil lees dit saam met my. Nou gebruik Paulus hier 5 verskillende uitdrukkings. Hy sê, moenie in dieselfde juk trek, saam met die ongelowiges nie. Want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid? En watter gemeenskap het die lig met die duisternis? En watter ooreenstemming het Christus met Belial, dis die duiwel? Of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? Al 5 daardie woordjies dui op koinonia. En waarop kom dit neer? Wat het jy met die negatiewe te doen as kind van God? Jy hoort nie daar nie. Jy hoort nie onder hulle nie. Nie hoogmoedige van ek is beter as jy nie, maar terwille van besoedeling, terwille van die feit dat die negatiewe gee makliker op jou en my af as die positiewe. Daarom sê die Here vir ons, sonder julle af, raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal vir julle God wees, en julle sal vir my 'n volk wees. So ons moet ons partykeer maar onttrek van dinge, en ons het geen deel aan dit nie. So daar's 5 woorde, wat hy gebruik om die woordjie
gemeenskap, koinonia, eintlik te verduidelik. Moenie in dieselfde juk trek. Met ander woorde, moenie met iemand in 'n besigheid ingaan wat jou beginsels anders is as jou as kind van God nie. As hy dit vir die duiwel doen of vir 'n ander god doen en jy doen dit vir die Here, jy kan nie saam met dit gaan nie. Ja, maar werk is skaars. Mens moet wat jy kry, twak. Vertrou die Here om jy daar uit te vat. En vir jou iets anders te gee. Ek praat van hom in 'n partnership en om in 'n besigheidsvennootskap saam met die Here, saam met die ongelowige afgodsdienaar te gaan, is gevaarlik. Hy sê, watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid? Watter gemeenskap, ooreenstemming? In woorde, ons is in ooreenstemming met dinge. Ons plan nie mekaar nie. Ek weet baie van julle wat Jesus het vanmôre moet werk vir 'n ongeredde baas. Ek moet werk vir partykeer selfs vir ouens wat die son, maan en die sterre aanbid. Dis die wêreld vandag. En partykeer moet ons in daardie omstandighede sout van die aarde wees en daar ons lig laat skyn, ja. Maar wanneer dit kom om met daardie persoon in 'n partnership in te gaan en om sy belange voorop te stel ten koste van myne en terwille van die Here se, beweeg ons op gevaarlike terrein. Ek weet dit kan dalk nog vanmôre vir u verwarrend klink. Ek wil jy met my mooi verstaan wat ek gaan sê. Daar seker nie vandag 'n werk waar die baas en die hele setup almal gered is en die Here vooropstelling. Dis uiters skaars vandag sulke werk. Ons het vandag amper nie 'n keuse as om baie keer by plekke te gaan eindig waar jy vir goddeloses en saam met goddeloses moet gaan werk nie. Dan moet ons daar sout van die aarde wees. En ek doen dit terwille van die Here om 'n getuie te wees daar. Maar ek wil waarsku daarteen om in verhoudings met mense te gaan wat die Here nie ken nie. Jy speel met vuur. Maak nie saak wat se verhouding, wat 'n besigheidsverhouding of 'n seker of enige ander verhouding is nie, maar jy soek vir moeilikheid om 'n ongelyke juk te trek. My ervaring wat ek gehad het in jare in die bediening was, en so eenvoudig soos ek enige van julle opnooi hier na die kansel toe en sê klim op die kansel. Kom staan hier bo. Dan kyk jy of jy my gaan optrek en hoe maklik ek jou gaan aftrek. En werk in die geestelike ook so. Om vir my op hierdie kansel te trek 108 kg gaan nie maklik wees nie. Maar ek wil jou sê, jy kan 150 kg op hierdie kansel staan. Ek pluk vir jou van bo af, net so. Dis die realiteit en die geestelike ook. Ons dink partykeer ek is fyn, ek sal dit kan manage. Pas op. Watter deel het ons aan dit? Watter ooreenstemming, watter aandeel, hoe kan ons in akkoord en harmonie met die wêreld wees? En daar's nie onderskeid by ons nie. Om iets of iemand in gemeente, gedeelde belange te hê, om 'n eenheid met iemand te vorm, dis wat dit werklik beteken. En ons gaan verder wat dit betref. As ons kyk na huwelik, ek dink die meeste van ons ken 'n huwelik en dalk het u ook ergens al onsmaaklike ervaring gehad wat die huwelik betref. Mens kan dit nie ignoreer nie. Maar kyk, kom ons kyk na die beginsels van 'n huwelik, die goddelike Bybelse beginsels van 'n huwelik. Waaroor gaan 'n huwelik? Ons praat van 'n huwelik is 'n verbintenis tussen twee mense. Dis 'n eenheid tussen twee mense, want die woord sê die man sal sy vader en moeder verlaat, sy vrou aanhang, hulle twee sal een vlees word. Daar's 'n eenwording wat plaasvind. Dis ook 'n verbond tussen daai persone en God, 'n drieledige verbond. Dis 'n verhouding tussen twee persone. Maar wat is die objektief van 'n huwelik? Wat is God se doel met 'n huwelik? Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, né? Nee. God se doel
met die huwelik is altyd beperk tot hierdie een ding. Om God te verheerlik deur my huwelik. Want hy is die een wat 'n huwelik ingestel het. En daarom moet my huwelik ingerig wees tot eer van God. Wanneer ek in 'n verhouding met God is, wanneer ek in 'n verhouding met die Heilige Gees is, wat is my objektief? Om hom te verheerlik. It's not about me. It's about him. Ek wil hom die kolle gee. Ek wil hom die spotlight gee. Ek wil hom die fokus maak, sodat die fokus ook na buite kan wees. Gemeenskap met die Heilige Gees is dus om in dieselfde juk, kom ons gaan nog 'n bietjie volgende slide toe, daai netjie klaar hanteer. Gemeenskap met die Heilige Gees is dus om in dieselfde juk met hom te trek, om 'n deelgenootskap met hom te hê, om in partnership met die Heilige Gees te lewe. Om in ooreenstemming met hom te lewe beteken wat? Ek luister wat hy sê en ek doen wat hy sê. Ek stem ooreen in dit wat ek doen. Hy gee die voorskrifte, ek volg dit. Ek stem ooreen, ek stem in. Weet hy meer as jy? Natuurlik. So daar wie moet ons luister? Luister aan jouself, man. As jy raad het, dan vra jy hom. Dis wat mense sê attitude baie keer is. Volg ons eie kop en is ons vasdak en sê, help. Luister na hom. Dis waaroor dit gaan. Om in die ooreenstemming met hom te leef, om 'n aandeel te hê in sy doel en belange. Dis wat jou kind van God maak. Dis wat gemeenskap met die Heilige Gees beteken. Om 'n aandeel te hê in sy doel en belange. Om met hom en sy werk te assosieer. En wat is sy werk? Wat is die werk van die Heilige Gees? Om vir ons 'n jolly ervaring te gee? Nee. Om die vrug van die Gees in ons lewens te bewerk. En ek het al vir gesê, en ek vat dit nou ter harte vanmôre, want dalk is dit die laaste keer dat ek dit vir jou sê. Die vrug van die Gees is niks anders as die karakter van Jesus nie. So wat wil die Heilige Gees in my en jou kom bewerk? Hy wil Jesus verheerlik deur die vrug van die Gees. En hy kan dit alleenlik doen wanneer ek met hom in 'n gemeenskap is. Ons deel dieselfde belange. Ons is op pad na dieselfde eindpunt toe. Ek volg, hy lei. Ek luister, hy spreek. Dis hoe dit werk. Om in harmonie met hom te leef. Om in verhouding met hom te leef tot eer van God. So wat is die grootste gemene deler? Julle ken die wiskundige term, né? Wanneer dit kom by die grootste gemene deler by hierdie saak. As ons praat van die werk van die Heilige Gees. Dit is nie 'n getal nie, ons los die wiskunde nou een kant. Die grootste gemene deler wanneer dit kom by die werk van die Heilige Gees is Jesus. Dis wat hy en ek albei in gemeen moet hê en moet behou. Want solank as my fokus Jesus is, solank as ek dinge doen ter wille van hom, met 'n agneming van hom, gaan jou lewe uitwerk. Guaranteed. Maar haal jou oog af. Kry ander partnerships in. Wat gaan gebeur? Divided priorities. Wie of wat is die grootste gemene deler? Jesus. En om hom te verheerlik en te eer. En dis waartoe die Heilige Gees homself verbind het. Om Jesus se kruiswerk te verheerlik. Die fokus daarop te plaas. Sy kruis, sy naam, sy bloed. En die Heilige Gees enigiets anders as dit doen, dan is dit dalk nie die Heilige Gees nie.
Want daar's ander geeste baie keer ook in die kerk. Met ander objektiewe. Misleidende geeste. Dwalende geeste. Maar die Heilige Gees lei ons in waarheid. Die waarheid omtrent Jesus. It's all about Him. So die gemeenskap van die Heilige Gees is to be in common union with Him and His purpose. En ek hou van die woordjie, dis wat communion vir my beteken ook, it's a celebration of a common union with the Holy Spirit. To glorify Jesus through this. En waarop wys hierdie? Op Jesus. En dit moet daagliks gebeur. En wat ons ook al doen, moet tot eer van sy naam wees, in ag genome, om te leef as demonstrasie van sy verlossing. Dis jou en my challenge. Maar dis nie iets, goddank, wat ek en jy uit ons eie krag hoef te doen, of ooit behoort te doen. Maar in totale afhanklikheid van die Heilige Gees, kan ek en jy, as 'n demonstrasie van God se genade, van God se verlossing, van God se reddingswerk, op hierdie aarde leef. En dit sal mense na Jesus toe trek. Want dit is wat hy sê, as ek verhoog word, as ek verheerlik word, sal ek mense na my toe trek. En dis jou en my prioriteit. Die nagmaal is eintlik 'n gemeenskapsmaal, het ons gesê, né? Dis 'n gemeenteete, dis 'n eenheidsmaal eintlik. Ek weet, ons is so in ons gedagtes en ons gebruike is ons so gevestig, ons val so maklik in sulke groewe. So om uit hierdie groef uit te kom van te praat van die nagmaal, gaan dalk 'n bietjie effort vat van jou en van my, nee. Ons so 'n bietjie van 'n klemverskywing in ons verstand te hê, en in die toekoms dalk eerder te wys na 'n eenheidsmaal, 'n gemeenskapsmaal of 'n gemeenskapsete. Want dis wat dit werklik is. Kyk wat sê hy na het gedeelte, hy sê, die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie? Dan wil ek hier in die woordjie gemeenskap moet jy net 'n woordjie insit. Ek gaan hom so lees. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is dit nie die common union met die bloed van Jesus Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die common union met die liggaam van Christus nie? Maak ons nou so 'n bietjie meer sin. Kom vir julle ook. Ons herdenk ons eenheid. Die brood, our common union with the body of Christ. Die beker, die bloed, our common union with the life of Christ. Altyd daai twee dinge. Hy sê, liggaam vir ons gegee. Want hy het ons sonde in sy liggaam kruis toe gevat. Hy het sy lewe vir ons gegee. Maar hy het opgestaan met daai lewe. Sodat ons saam met hom kan lewe. En God het aan die kruis met ons sonder probleem in volkomendheid gehandel. En ek kyk gister weer net so kort klip van Dr. John MacArthur, en ek geniet Dr. John MacArthur se teologie en wat hy skryf ontsettend baie. Maar sê God, en hy sê dit net weer dan, toe het vir my dit sê, toe staan mens net weer in verwondering, wat daar gebeur het aan die kruis. En so uit in sy woorde, ek gaan dit in Engels, in Afrikaans, en ek kan nie presies die Engelse woorde onthou nie, maar dit kom daarop my sê, wanneer God na sy seun Jesus aan die kruis kyk, dan sien hy vir jou en my. Maar wanneer hy na ons kyk, dan sien hy sy seun. Omreiling by die kruis. Ons sukkel om dit te sien. Dis die gees van God wat dit in jou hart gaan openbaar, en jy gaan 'n mindshift hê, en wat jy nog nooit gehad het, is jy daai ding gaan snap. En die geestelike openbaring gaan hê wat dit betref. Wat is ek in Christus, en wie is ek in Christus, van die oomblik af wat jy jou lewe vir hom gegee het. Wat jy tot bekering gekom het, en hy jou gered het. Omreiling. Ek staan volmaak in my gees voor God. En
nou kan ek met die Heilige Gees gemeenskap hê. En hy kan my herinner aan Jesus. Hy kan my wys na dit wat Jesus gedoen het wanneer ek dit uit die oog uit verloor. Wat het Jesus gesê? Hy sê julle herinner. Hy sê julle leer. Hy sê julle vat. En hy wil dit doen. Hoe laat is hom toe? Dis die vraag. Nagmaal, communion, is om ons eenheid, ons assosiasie, ons harmonie, ons deelgenootskap met Jesus te herdenk, maar ook te vier. En ek weet ons het groot geword, kom stop en kyk vir my, moet daar kyk. Ons het allemaal groot geword, met daai ding van die nagmaal is 'n somber geleentheid. Want in daardie somber oomblikke dink ons aan ons sonde, en wat my sonde veroorsaak het. Dis nie nodig nie. Ja, ons doen dit. Ons mag dit nooit vergeet nie. Maar die nagmaal is 'n geleentheid wat ek nie dood herdenk nie, maar lewe ook. Want hierdie tekens wys nie dat Jesus vir my gesterf het nie. Dit sê ook hy het opgestaan. En ek kan dit vier, van die Heilige Gees is gegee, om vir my en jou in 'n nuwe lewe in te vat. Saam met hom. Om soos Jesus ook te kan lewe. Ek herdenk dit, want ek het 'n aandeel in sy dood gehad. Hy was die rede waarom hy kruis toe is. Maar ek kan dit ook vier en my verbly, want as ek hom aanvaar het as my opgestane Here, dan het ek saam met hom opgestaan. Dan vier ek ook my nuwe lewe in Christus. En Heilige Gees leer en herinner ons hieraan. Hy maak 'n verhouding met Vader, Seun en met homself moontlik, maar ook heerlik. Werklikheid. Ken jy die Heilige Gees? Ken jy die gemeenskap van die Heilige Gees? Ek het 'n groot deel, ons tyd is verstreek, ek het 'n groot deel van die woord het ek nie by uitgekom nie. En as die Here wil, sal ek volgende Sondag met julle daaroor praat. Ek sal verder in dit gaan werk en verder uitbrei ook. Ons het nie uitgekom by, hy sal dit neem wat aan my behoort en aan julle verkondig. Volgende Sondag sal ek met julle daaroor gesels, okay. Maar ek dink dit is genoeg vir vanoggend, om te gaan oor bepeins, te gaan besin, en te gaan bid. Maar dit wat aan Jesus behoort, is verskriklik belangrik, wat ons deel geword het. En is verskriklik interessant ook. Ek gaan vir julle op die spoor sit. Die van julle wat so lang daar wil gaan lees. Maar ek kry 'n kragtige, 'n bondige samevatting van dit wat Jesus gesê het. Hy sal dit wat aan my behoort, aan julle verkondig. Word saamgevat in Johannes 14, vers 6. Wat staan daar? Die weg, die waarheid, die lewe. Dankie Jan. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Daar's 'n rede hoekom Jesus gesê het, niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Bid dan voor vir volgende Sondag. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons aanbid U in hierdie oggend vir U woord, kosbaar, wat ons aanspreek in ons harte, maar wat ook gegee is om net vir ons te leer, die pad wat ons moet gaan nie, wat vir ons 'n rigtingwyser is, nie die lig op ons pad nie, maar ten eerste ook vir ons gegee is om Jesus aan ons te kom openbaar. God se hart in ons te kom openbaar. Dankie Heilige Gees dat U op hierdie dag ook herdenk kan word. U koms na hierdie aarde, U wat vir ons in elke opsig wil lei, nie net hoe ons moet lewe nie, maar tot wie se eer ons moet lewe. Wat ons gesindheid en wat ons motiewe behoort te wees.
dat U is wat ons heilig maak, wat ons afsonder, sodat ons meer en meer soos U kan word. Dis U wat vir ons oortuig van dinge wat verkeerd is in ons lewens, wat ons moet ontslaaf van raak, wat ons voor U moet kom bely en laat staan. Dis U wat ons wil kom suiwer. Kom doen dit. En ons elkeen wat vanmôre na hierdie woord kom luister het, en ook nog gaan luister deur die media. Dankie dat ons gemeenskap met U kan hê. Gemeenskap met Vader kan hê. Gemeenskap met Jesus kan hê. Dankie dat U gekom het om Jesus in ons midde te kom verheerlik. Om Jesus se werklikheid in ons lewens te kom maak. Ons kan nie hierdie lewe sonder U lewe nie. Ons kan nie, Here. Maar dankie dat U dit vir ons moontlik gemaak het. Deur gehoorsaamheid aan U Gees. Deur onderdanigheid, onderwerping aan U Gees. Aan volkomme oorgawe aan die werk van U Heilige Gees.